Nou is die vraag, kan die kos wat ek eet my regtig skade aandoen? Ja, dit kan. En kom ons begin by van die voedselgroepe wat ons voorheen bespreek het. Suikers en stysels is in een groep en hulle kan versekerlik vir ons aansienlik skade aandoen. Om die waarheid te sê, dit is waarskynlik die grootste bron van skade in ons westerse dieete. En as 'n mens dink dat omtrent 75% van byvoorbeeld kanker se oorsaak uit die omgewing uitkom, wat dieet insluit, dan moet 'n mens versekerlik daaraan aandag gee. Wat kan koolhidrate of suikers aan ons doen? Hulle kan ons bloedsuiker verhoog en baie vinnige insulien en 'n groot insulienreaksie uitlok, en verhoogde bloedsuiker en insulien het natuurlik op die lange duur 'n inflammatoriese effek en is vir ons glad nie goed nie. Dit kan 'n verlies aan konsentrasie en helderheid veroorsaak, dit kan geïrriteerdheid veroorsaak, en daar is 'n hele paar neeweffekte soos byvoorbeeld op jou oë wat 'n mens na kan kyk, maar feit bly, dit is een van die groot veroorsakende faktore van moderne siektes. Kom ons kyk na groente wat deels uit koolhidrate bestaan. Groente kan verskeie negatiewe effekte hê. Die een natuurlik die suikereffek. Onthou dat koolhidrate van meeste groente 'n groot deel uitmaak. En as ons selfs dan verder kyk na iets soos allergieë, dan is daar ook moontlikhede dat dit jou kan skade aandoen, natuurlik net vir party mense. Ons dink maar aan allergieë byvoorbeeld vir sitrus, wat nie so skaars is as wat mense dalk mag dink nie. Dan is daar ook baie keer toksiese effekte van die gif wat op hulle gespuit word, maar dit is dan nou nie groente se skuld nie, en natuurlik dieselfde geld vir sintetiese kunsmiste wat nie vir ons baie gesond is in die terme van die samestelling van minerale in die vrugte nie. Kom ons kyk na groente wat 'n baie groot bloedsuiker effek het. Wortels, veral gekookte wortels, gekookte beet, rys, droë vrugte, piesangs, vrugtesappe, al hierdie het 'n baie erge styging in bloedsuiker tot gevolg wat ons reeds bespreek het. Dan is daar ook chemikalieë waarna ons kan kyk. Die plante vervaardig chemikalieë en daar is selfs bewyse dat bome byvoorbeeld chemikalieë vervaardig en na aangrensende bome 'n boodskap kan stuur via hierdie chemikalieë, dat daar 'n dier is wat aan hulle wy en dat hulle slegter moet proe, sodat hierdie dier nie baie van hulle eet nie. Soortgelyke effekte natuurlik moontlik by groente. Ons is nie baie seker nie, daar is nie baie navorsing daaroor gedoen nie. Dit is baie interessant om daarop te let dat groente en ook vrugte tot 'n mate ryk is aan vesel. Nou vesel is na bewering 'n baie gesonde ding vir mense in terme van darmgesondheid, spysverteringskanaal gesondheid, maar dit is ook so dat geweldig baie mense aan simptome ly van vesel wat in die verlede geglo is te min vesel is, maar wat deesdae blyk dat dit dalk die blote teenwoordigheid van vesel is wat hierdie neeweffekte of hierdie simptome veroorsaak. Soveel so dat geweldig baie mense op sosiale media kommentaar lewer dat as hulle geheel en al ophou groente eet, hulle darmprobleme totaal al ophou plaasvind. En mense dink nou aan goed soos Crohn se siekte, diverticulitis, prikkelbare darmsindroom, al hierdie siektes die verdwyn na bewering, sou hulle totaal ophou groente eet. So vesel se rol moet nog uitgeklaar word, daar is nog baie verskille daaroor. Baie groente en vrugte word natuurlik verwerk en in die proses van verhitting en byvoeging van chemikalieë, maar ook die stoor en sekere houers kan neeweffekte hê wat vir ons ongesond is. En 'n mens moet maar probeer wegbly van verwerkte kosse sover as wat jy kan. Eet hulle rou en vars as dit enigstens moontlik is. Baie interessante feit is dat aardappels en nastergal, ek weet nie hoeveel van julle ken nastergal nie, en ook groen russies en een of twee ander groentesoorte behoort aan wat die Engelse nightshades noem. En hulle het effek op party mense dat hulle vir hulle gewrigspyne gee. So ook op daardie manier kan groente dalk vir jou skadelik wees. Nou kom ons by die volgende voedselgroep, naamlik die proteïene. En ons vra, kan proteïene en aminosure vir jou slegte neeweffekte hê? En die antwoord is weer eens ongelukkig ja. Ons weet almal van die ou gesegde dat rooi wyn en rooi vleis vir jou jeug gee,
en ons weet ook dat niere baie sensitief is vir oorlading aan proteïene. Nou, ook daar is kontroversie, daar's baie mense wat sê dat as hulle totaal ophou suikers gebruik, dan kry hulle nie meer jeug nie. Met ander woorde, die rooiwyn en rooivleis storie moet dalk nog verder ondersoek word. Wat niere aanbetref, is daar mense wat sê jou niere het 'n beperkte hoeveelheid proteïene wat hy kan verwerk in jou leeftyd, en as hy dit klaar gedoen het, dan hou hy op werk. Ook daar is daar nog twyfel oor, en mens sal moet kyk na die korrektheid van daardie stelling. Maar dit is ten minste in die oë van baie wetenskaplikes nie die geval met plante nie, en spesifiek proteïen gebonde, met ander woorde meer vleis en diereprodukte gebonde. Daar is egter een baie belangrike punt wat ek graag wil beklemtoon, en dit is dat veral vis wat gebrand het, maar ook vleis wat gebrand het, bitter gevaarlik is, en bekend is daarvoor dat dit kan aanleiding gee tot kanker as 'n mens dit gereeld gebruik. Met ander woorde, vermy dit om vis of vleis te verbrand so ver as moontlik. Maar ook die beroking van vleisprodukte kan neeweffekte hê, en ook daar is dit bekend dat sekere bevolkings in sekere lande wat baie van hierdie geprosesseerde of gerookte vleis eet, dan 'n verhoogde insidensie van maagkankers of selfs slukdarmkankers het. Wees baie versigtig van gebrande en gerookte vleisprodukte. Die laaste voedselgroep waarna ons kyk is olies en vette, en weer eens, hulle kan ook maar vir jou skade doen. Veral as daar 'n wanbalans is tussen die omega-3 en die omega-6 olies, of die sogenaamde polyonversadigde olies. As daar te veel 6 is en te min 3, dan kan dit 'n inflammatoriese effek in jou liggaam hê, wat ook vir jou 'n konsentrasieverlies en geïrriteerdheid en droë vel ensovoorts kan gee. En 'n mens moet ook seker maak dat hierdie verhouding dus reg is. Hierdie olies kom uit vis en uit sekere plante soos lynsaad ensovoorts, maar wat hierdie olies belangrik maak is die feit dat as hulle verwerk is of as hulle te warm gekry het, dan kan hulle verander na sogenaamde transvetsure, en dit is vir jou baie sleg. Dan is daar olies soos byvoorbeeld kokosneut wat baie versadigde vette in het, en dieselfde geld natuurlik vir dierevette. Dit is almal versadigde vette, en hulle is baie hittestabiel, hulle word nie so geraak deur verhitting nie, en word nie so maklik galsterig nie, en hulle kan dus nie so maklik vir jou hierdie wanbalanse in die polyonversadigde vette veroorsaak nie, maar wat hulle wel kan doen, is daar is mense wat sê hulle stoor onverwerkbare gif, en as jy dan van hierdie diereprodukte eet en van hierdie vet inneem, dan kan jy van daai onverwerkbare gifwe inkry, en dieselfde geld vir goed soos estrogenverwante, oftewel hormoontoedienings wat hierdie diere kry, veral in voerkralle, om hulle vinniger te laat groei, en op die manier kan dit dan ook vir jou sleg wees. Maar as ons al hierdie dinge gesê het, klink dit daarom baie negatief, want dit klink asof 'n mens omtrent geen kos op aarde kan eet nie. Die waarheid van die saak is, dit is nie so moeilik nie. Daardie 75% omgewingsfaktore wat ek van gepraat het, is grootliks dieet, maar ook dinge soos alkoholinname, rook, bestraling ensovoorts, toksiese middels wat 'n mens inkry. So as 'n mens dieet kies wat natuurlik is, en veral goed soos rou groente en vrugte, dan is jy daarom op koers na goeie gesondheid. Daar is natuurlik ander mense wat sê jy behoort glad nie groente of vrugte te gebruik, definitief nie stysels nie, net vleis. Daar is selfs mense wat sê net rooi vleis, sout en water is al wat hulle gebruik, en hulle doen baie goed daarop. So die feit bly, as 'n mens dan versigtig is en jy vermy van die goeders wat ons hierbo genoem het, dan kan jy daarom werklik sonder te veel moeite 'n goeie dieet inkry, en hopelik 'n lang en 'n gesonde lewe met veral lewenskwaliteit hê. En ook van die groot kostes dan vermy wat aan die einde van 'n roekelose lewe voorlê. As jy gaan rook en drink en swak eet, dan gaan jy waarskynlik 'n korter lewe hê, maar jy gaan definitief 'n duurder ou dag hê in terme van medikasies, hospitaalbesoeke ensovoorts. Onthou maar, die mens is 'n baie ingewikkelde wese.
geen maklike oplossings nie. Die tweede een is, elke mens is uniek, absoluut uniek. Onthou dit, moenie probeer leer van ander mense se ondervinding, wat dieet en gifstowwe betref nie. En onthou maar weer eens, soos ons so dikwels sê, jy is jou eie beste dokter, omdat jy jou eie liggaam die heel beste ken.